Hallo daar en baie welkom by ons studie van die Hebreërbrief. Ons het verlede week afgeskop en as jy vandag by ons inskakel, ek wil jou sommer heenwys daarheen ook en dan ook die uitnodiging. Hierdie notas voor my is vir jou beskikbaar as jy dit sou wil gebruik, sou wil aanstuur, jy is so welkom. Stuur net my e-pos, dit is hier op die skerm. Jy weet waar om dit te kry en ek deel dit graag. En as jy wil deel word van die verspreidingslys van hier af vorentoe, ek sit jou naam op en elke week kry jy op die gepaste tyd, kry jy die notas ook ter voorbereiding of miskien vandag in terugkyk en in weerstudie van vandag se stilhou plek met die Hebreërbrief. Sal jy dit kry en kan jy dit dan so ook gebruik. Verlede week het ons gesien dat die Hebreër skrywer hier in hierdie baie druk tyd vir die gelowiges, hierdie tyd van vervolging, enigiets tussen middel 60s en 90 na Christus, skryf hy hierdie brief vir Joodse gelowiges om hulle te bemoedig, waarskynlik uit huisgemeentes daar uit Rome uit. Hy skryf dit met een baie intense boodskap en dit is om hulle te help om vas te hou aan Christus te midde van hierdie vervolging en teenkanting. Daar's 'n baie sterk Joodse druk om hulle terug te wen na 'n wettiese stelsel toe, na alles wat bekend was in die Joodse lyne met die Joodse verhale. En wat die Hebreërbrief doen is, hy kom en hy wys al hierdie Hebreëse agtergrond, hierdie Joodse agtergrond, alles daarmee, die beelde, die verhale, alles wys heen op Christus. Die psalms wys heen op Christus. En daarom, verlede keer het ons gesien, Jesus die groter as. Hy is groter as die profete, want hy is die seun van God. Wanneer Jesus op die toneel verskyn, is dit die laaste dae wat aanbreek. So Jesus is groter as tyd. Hy is groter as die skepping, want hy was by die skepping al daar. Hy is groter as die engele, en vir die Jode het hulle geglo dat die wet is deur die engele bemiddel. So, hy is groter as dit. En as hy groter as die engele is, wat die wet bemiddel het, dan is hy dan groter as die wet. Hy is groter as die duister magte. Ja, hy is groter as tyd. En as Christus hierdie groter as is, dan verdien hy al ons aandag, al ons fokus, en het hy, soos ons verlede keer gesien het, die reg tot die troon, daarom is hy die koning wat sy plek inneem. Hy is die een wat heerskappy uitoefen, want hy sit aan die regterhand van God, en hy is die een met 'n naam bo alle name. Wat 'n vol prentjie, om in die eerste hoofstuk net mee te begin. Nou die Hebreërbrief was nie aanvanklik geskryf met hoofstuk en vers indelings nie. Dit was een konstante brief as jy hom so in die Grieks sou gaan lees ook. En hoekom dit vir jou en my belangrik is om te sê, wanneer ons dit lees, kom ons lees dit met daai ritme, want die skrywer is op pad ergens heen, maar hy is so meesterlik aan die werk, dat dit verdien dat ons net stil staan, en net probeer om dit te verteer. Maar as ons klaar is met hierdie studie, kan ek jou aanmoedig, gaan lees dit dan weer op eensklaps net deur, en beleef die grootheid van hierdie Jesus, wat ons die voorreg mag hê om te kan ken en te kan volg. Want dan sal ons verstaan hoekom die Jesus lewe regtig die beste vir die lewe ook is. Kom ons bid saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons vandag weer kan by mekaar wees, op 'n manier wat net U moontlik maak. Want ons is burgers van hierdie planeet, maar ons is burgers van 'n koninkryk wat ook gans anders is. Ons woon op hierdie aarde, maar ons harte is in die hemel en op 'n mooi manier, deur ons belydenis dat U die Here is, Here Jesus, en ons aan mekaar gebind. En of dit groepe is wat nou hierna kyk, en of dit individue is wat hierna luister, of dit iemand in die kar is, of iemand in stilte by 'n stilte tyd, by 'n koffietafel in die oggend. Waar dit ook al is, dankie dat U ons ontmoet, wanneer U woord ook oopgebreek en gedeel word. Dankie dat hierdie meer is as net inligting. Dat dit regtig 'n groeiproses is, nader na U toe. So asseblief kom en deel met ons wat op U hart is, soos wat ons die mooi ook van die woord verder bestudeer. Dankie Here vir die Hebreërbrief. Dankie Here vir hierdie skrywer wat onbekend is. Soos Origenes gesê het, net God weet wie hierdie teks geskryf het. Maar dat ons daarin ook die diepte van die evangelie en van Christus veral kan sien. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vers 1 van hoofstuk 2. En die opskrif hier, die groot saligheid vereis groot verantwoordelikheid. Daarmee natuurlik, net as ons die opskrif lees, dan kry ek en jy hierdie idee, dat as jy verlos is daar 'n baie groot stuk verantwoordelikheid by jou. En hoe gaan die Hebreërbrief dit dan nou vir ons lyk? Kom ons kyk.
vers 1, om hierdie rede, Christus die groter as, wat ons nou al gesien het vandag, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. En hierdie wat ons gehoor het, impliseer, ons wat hierdie met mekaar deel, het dit by iemand anders gekry. Wel, as ons dit by iemand anders gekry het, dan was ons nie daar nie. So ons was die ontvangers van 'n boodskap. Nou, die mense wat argumenteer oor wie die skrywer van hierdie brief is, so wat ek in my gebed gesê het, net Origenes en net God weet wie dit geskryf het. Die mense wat hieroor debatteer, het natuurlik is daar 'n groot klomp mense wat so sê, maar Paulus het dit geskryf, maar die teenargument vir Paulus as outeur, sê maar Paulus sou nie gesê het, hy het dit by iemand anders gekry nie. Onthou jy in 1 Korintiërs 11 wat hy sê, wat ek met julle gedeel het, het ek self by die Here gekry. Nee? En dit strook presies met wat die disippels sê oor wat hulle belewenis was van die nagmaal, soos wat dit in 1 Korintiërs 11 beskryf word. So daarom, hier word gesê, ons het dit gehoor, ons het dit by iemand anders gekry. Petrus, Johannes, Jakobus selfs, sou dit nie sê nie. So daarom is die onbekende skrywer, iemand wat ons net herinner aan, maar hy het ook gehoor, hy het ook ontvang. As die woord wat deur engele gepraat is, bindend was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam het? Hierdie is verskriklik belangrik. Want wat die skrywer sê, en dit is 'n inleiding op wat later af in die brief gaan gebeur. Hy sê, kom ons kyk terug. Mense wat die boodskap van God ontvang het, en die engele wat hier ingetrek is, onthou ek het verlede keer vir julle gesê, dis geglo dat die wet deur engele bemiddel is ook na die mens toe. So die Israeliete het hierdie wet gehad. Hulle het God se 10 uit 10 plan vir die lewe gehad. Hulle het hierdie bewustheid gehad van, dis wat God van ons verwag. Hulle het die verlossingsstorie uit Egipte gehad, die Exodus, die Exodus, né? Hulle het dit alles gehad. Hulle het die tabernakel gehad. Hulle het die gebruike gehad. En tog het hulle 40 jaar in die woestyn rondgereis, sonder om die beloofde land dadelik te kon bereik. En waarskynlik vanweë ongehoorsaamheid, vanweë stoei, vanweë ongeloof. En die skrywer kom sê, as hulle wat die wet gehad het, wat eintlik alles gehad het wat hulle nodig gehad het om God se wil te kon doen, as hulle dit nie gedoen het nie en God se straf was op hulle, hoeveel te meer nie vir ons, wat die verlossingsboodskap van Christus gehoor het, en dit aangeneem het, en dan leef asof dit geen effek op ons het nie. Want die verlossingsboodskap van Christus het gevra dat die Vader sy seun gee. En nou kan die vraag wees, maar wat is so erg aan hierdie een persoon se sterf van die kruis? Waarom is dit so belangrik? So kom ek neem jou net na hierdie baie belangrike punt toe, wat die Hebreërskrywer aanhoudend hou, omdat Christus alles in waarde oortref. Daar is niks in hierdie ganse heelal wat met hom in waarde kan vergelyk nie. Hy is die seun van God, hy is die enige gebore seun, hy is die heilige, hy is die koning, en hy het sy lewe kom gee vir jou en my vir verlossing. As jy dan jou rug op dit draai, kan jy verstaan wat die effek sal wees. Want daar is niks wat daarmee vergelyk nie. Daar is niemand wat met hom kan vergelyk nie. En as hy die offerprys betaal, hoeveel verantwoordelikheid kom daarmee saam, wanneer jy dit aanvaar, hierdie geskenk aanvaar, die nuwe lewe teen die duurste koste ooit aanvaar, en dit dan sou verwerp nie. Nee, dis die belangrike, daar is verantwoordelikheid daarmee saam, en die waarskuwing is ernstig van die Hebreërskrywer, wat sy lesers, hulle sou presies geweet het, wat hy bedoel. Verder sê hy, hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het, en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Weer eens hierdie woorde van getuienis. Die Here het dit verkondig, die woord Here hier, Kyrie, wat 'n verwysing is na Christus. In die Ou Testament sou die vertaling van die woord Kyrie, van Here, die woord Jahwe wees. Christus wat die Here is. Hy het dit kom verkondig, hy het die verlossingsboodskap kom bring. Ons het dit gesien in ons saamstap deur Johannes. Dis waar die oorsprong vandaan is, en is bevestig deur alle wat dit gehoor het. So ons het dit ontvang, en ons is getuies van hulle wat getuies is.
Daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders en ook deur allerlei kragte, dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. As jy die notas nou by jou sou hê, sou ek vir jou wou sê, vat gou jou pen en merk. En jy sal sien tussen die tweede deel van vers 3 en vers 4 word die 3 dele, die 3 persone van die 3 eenheid genoem. Christus het dit verkondig, God getuig en die Gees bekragtig dit. Sien? Die 3 eenheid betrokke. Ons sien die Vader se getuienis by Jesus se doop. Dis my geliefde seun, waarom is ek bly? Ons sien dat Jesus sê, hy gaan die Gees stuur. Hy gaan ons herinner aan sy woorde. En dit het gebeur. En ons sien dat die Gees gaan mense krag gee. Hy gaan hulle inspireer. En die tekens en die wonders se fokus was nooit op tekens en wonders nie. In Johannes sien ons elke keer wanneer daar 'n wonder is, die 7 wonders wat beskryf word, is dit 'n heenwysing na die dieper betekenis van wie Christus is. En daarom ook die tekens en wonders van die Nuwe Testament se bedoeling is om te wys op wie Christus is. Op die kragtige werking van die realiteit van God en sy verlossing. Dis die rede vir die getuienis oor Christus, dat hy magtig is en dat hy waardig is, soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. Vers 5, dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. En hierdie is nou 'n inleiding na Psalm 8 toe. Jesus is groter as engele. Ons het dit gesien in hoofstuk 1, nou weer, vers 6. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u na hom omsien. Nou die Jode se verstaan van Psalm 8 is die belangrikheid van die mens se rol in die skepping. En nou kom die Hebreërs skrywer en hy kyk na Psalm 8 van weer die filter, van weer die lens van Christus. En die punt wat dit vir jou en my na vore bring is, onthou Jesus se menswording maak dat Psalm 8 kry sy betekenis wanneer jy dit sien in Christus. Want as ek en jy Psalm 8 so lees en ons kyk na ons wêreld en ons kyk na die mensdom sonder Christus, dan gaan ons kan sê, maar dit kan tog nie wees nie. Want die mens het die skepping so skade aangedoen, die mens het soveel, al afgebreek en vermors. Maar Christus bring herstel. Christus bring die herskepping van God en maak dit 'n realiteit. En daarom so belangrik die fokus van Christus as mens in sy menswording, die menslike eienskap van Christus. Daarom die volledige paaslam, volledig God, volledig mens, né? Sien ons ook dan uit Psalm 8 se verduidelik of se verwysing. Wat is die mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u na hom omsien. Jesus, die vervulling hiervan. U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. Filippense 2 praat van Jesus wat sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou het as iets wat hy aan hom moet vasgryp nie, vasklem nie, maar hy het hom leeg gemaak. Ketosis, hy het hom leeg gemaak. Hy het onder ons kom woon, hy het gesterf van 'n kruis en toe kry hy 'n naam met groter eer en heerlikheid voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Jy het alles aan hom onderwerp. Sien Jesus groter as die skepping. Daarom aan Jesus die gesag. Ek weet Psalm 8 se direkte verwysing sal wees die mens. Maar die Hebreërs skrywer kom wys nou die mens Jesus. Want aan hom is alles onderwerp en ons sien dit in die Nuwe Testament. So in wese maak die Hebreërs skrywer van Psalm 8 'n messiaanse psalm, 'n heenwysing na Christus toe. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Nou as ons sê aan alle dinge aan die mens, aan hierdie mens, dan sal dit wees ook ander mense, nee, ek en jy. Niks is uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan hom onderwerp is nie. En hier's die realiteit. Christus het gekom, die redding het gebeur, hy's hemel toe, en hy kom weer. So tussen die alreeds en die nog nie, die soos beskryf kan word as die kreatiewe spanning, waarbinne ons leef. So is daar 'n fokus op onthou wat hy gedoen het, en onthou dat hy kom, en dan verander dit alles, van waarmee ek en jy besig is, en hoe ons besig is, met dit waarmee ons besig is, veral dan ook in die skepping. Vers 9, maar ons sien Jesus. Nou as daar 'n sinnetjie is in die Hebreërbrief, wat die hele liewe tyd na jou en my toe moet uitspring, is dit hierdie paar woordjies. Ons sien Jesus. Hoofstuk 12, hou hom voor oë.
Dis om Christus te sien, sy waarde te sien, die belangrikheid van hom te sien, sodat jy dit wat jy nou moet hanteer, in die eerste lesers, maar ook vir jou en my, sodat jy dit wat jy nou moet hanteer kan sien vanuit sy perspektief, die oog gevestig op hom, die begin en volëinder van die geloof. Ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Nou dit beskryf weer Filippense 2, hierdie lyding en dood wat vir hom eer gegee het. Dis die pad van Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Hy het terwille van die vreugde wat vir hom vir die vooruitsig was, het hy nie teruggedeins vir die skande van wat vir hom voorgelê het nie. So hou jou oog op Jesus. En hoekom is dit belangrik? Want as ek en jy Jesus volg, dan stap ons ook so pad. Ons stap ook 'n pad van vernedering, van sterwe, Galasiërs 2, en van nuwe lewe in hom, om by hom ook te wees. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, dis sy menswording wat hier beskryf word, sodat hy deur die genade van God vir ons almal sou sterwe. Romeine 5 beskryf Jesus as die nuwe Adam, waarin daar in die eerste Adam hierdie gevolg van sonde en straf is daar in die tweede Adam, die nuwe Adam, die herskepingsverhaal van God se goeie nuus, van die evangelie, is daar genade wat geskenk word, wat soveel meer oorvloedig is as die straf van die eerste Adam. Kolossense beskryf hom as die een wat die vrede herstel het vir alles, en almal, hy het vir alles die vrede kom betaal, hy die vredesdier, het hy op ingery in die vredestad, om as vredevors die prys vir vrede te betaal, Christus die Here. God, terwille van wie alles bestaan, en deur wie alles ontstaan het, wou baie laat deel hê aan sy heerlikheid. Nou hierdie baie laat deel hê, strook met die vorige sin wat sê, sodat hy deur die genade sou sterwe. Daai genade is die woord charis, dit beteken geskenk, wat God gee. God wil hê dat ander sal deel in sy heerlikheid. 1 Timoteus 2 vers 4, die Here wil nie dat mense verlore gaan nie. Ag, jy kan dit in Esegiel 33 gaan lees, jy kan dit ook in 2 Petrus 3 gaan lees, die Here wil nie dat mense verlore gaan nie. Hy wil hierdie geskenk gee, daarom sal Efesiërs 1 sê, voor die skepping van die aarde af, was ons al op God se gedagte, wou hy hom al aan ons bind, wou hy ons laat deel hê aan hierdie ewige familie van die Vader, die ewige heerlikheid van hom. So God, terwille van wie alles bestaan, deur wie alles ontstaan het, so van die begin af, wou baie dat deel kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing, deur die lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hierdie is 'n moeilike sin, julle. As ons dit net so sou lees, dis reg dat hy die leidsman van verlossing, so leidsman, die een wat voorstap, die een wat lei, wat in ons plek ook lei, maar hy is die goeie herder, Johannes 10, wat sy lewe aflê, so ons stap agter hom aan, hy gee homself vir ons, hierdie goeie herder, dat hy deur lyding heen, en ons weet die lyding aan die kruis, die prys wat betaal is, heen tot volmaaktheid sou bring. Nou as ons dit net so lees, gaan ek en jy dalk dink, so was Christus nie volmaak nie, en het hy volmaak geword in sy lyding? Is dit daarom vir jou en my nodig, soos wat Petrus sou beskryf, dat ons gelouter word deur lyding? Dis nie die punt van hierdie teks nie. Kyk mooi as jy stadiger daardeur sal lees, sal jy sien, dat die volmaaktheid wat nodig was die volmaakte offer, wat sou gebeur aan die volmaakte prys wat betaal is aan die kruis. Sien, Christus se menswording was die begin. Christus se sterwe was die volmaakte hoogtepunt. En dit het gebeur vanweë die lyding. So die volledige prentjie van verlossing, wat kom by die volledige boetedoening van al die sonde, sou net gebeur wanneer Jesus, wat meer waarde het as enigiets in die skepping en wat ooit bestaan het en sal kan bestaan, die volledige prys in ons plek betaal. En as ons dit verstaan, sal ek aan jy iets beskryf oor die mooi, iets besef van die mooi van Christus. Paul Washer sê dit so mooi wanneer hy sê, Jesus is so much more valuable than anything and anybody. En as hy dit in ons plek kom doen, kan ek en jy iets verstaan van die mooi, van hierdie offer, die volmaakte offer, vir volmaakte verlossing, deur die volmaakte paaslam. Hy wat heilig maak,
sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Weereens 'n baie komplekse beskrywing. 1 van 'n vaderhuis. 2, hulle gaan daarheen. Wel, in Johannes 17 praat Jesus met die Vader. En hy sê, Vader, ek wil hê dat hulle moet weet waar ons is. Dis nadat hy in Johannes 14 gesê het, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ek gaan vir julle plek gereed te maak. Ek wil julle bring dat julle by die huis van my Vader is. En nou van die Hebreërs skrywer 2 beelde. Die vaderhuis en die beeld van 'n offer. Want die Jode sou die beeld van 'n offer baie goed verstaan. Onthou, hulle het hulle self beskryf baie keer as die seun van God, nee, maar dan het hulle kollektief gepraat. Ons het in hoofstuk 1 gesien, nee, die seun van God is 'n persoon, Christus. En nou sien ons hy het gekom om ons kinders van die Vader te maak. Wel, dis 'n beskrywing van Johannes 14, nee, dat ons gaan na die Vaderhuis toe. Maar nou hierdie offer, wel die Jode sou verstaan dat 'n offer word jaarliks gebring. 'n Offer word gebring as boetedoening, maar is nooit volledig nie, daarom moet daar elke jaar dit herhaal word, wanneer die skuld afgaan op die sondebok, wat namens die familie die prys betaal, sodat deur die vloei van bloed, die boetedoening, daar uitkoms verlossing kan wees. Christus, die seun van die Vader, betaal die prys, sodat daar reiniging kan wees deur sy bloed. So sien jy dat hierdie 'n oorgang is vanaf 'n vaderbeeld na die eerste baie belangrike tema wat die Hebreërs kom aanspreek, en dit is die van 'n hoëpriester wat 'n offer bring. En ons gaan sien, Christus wat al die groter as is wat ons tot op hede gesien het, is ook groter as die hoëpriester, en Christus is groter as die offer, want hy word die offer. Hy is groter as die sondeoffers van daai tyd, want hy word die offer wat gebring word. 'n Hoëpriester wat homself offer, dit lê vir ons voor. Dis wat die Hebreërs skrywer kom wys. Sowel as die mense wat geheilig word, die woord heilig daar, is die Griekse woord hagios, om skoon gewas te wees, om eenkant gesit te word. Dis die beskrywing ook van 'n bruid, hagios, eenkant gesit. So daar's iets van 'n huwelikstaal. Hierdie gebeur om daar 'n prys betaal word. Om hierdie rede is Jesus nie skam om hulle sy broers genoem te word nie. So 'n beskrywing van die menslikheid van Christus, maar ook Romeine 5, hierdie Adam, hierdie nuwe Adam, wat hom assosieer met die mense. Daarom moes Jesus as mens sterf, vir die verlossing van die mens. En hierdie is 'n mooi ding, want Christus het nie kom sterf vir die engele nie. Hy het kom sterf vir die mense. So daar's iets in hierdie mens, wat hy as sy verteenwoordiger aanstel in Genesis 1, wat kom wys oor hoe lief hy ons het, en daarom Psalm 8, hierdie mens wat die kroon van die skepping is, sy aanhaling. Hy sê tog, ek sal die naam aan my broers bekend maak, daar is Psalm 22. In die samekoms van die gemeente sal ek die lof besing. Weer eens kom neem die Hebreërs skrywer die beeld van Psalm 22, die Psalm wat Jesus ook aan die kruis aanhaal, wanneer hy sê, my God, waarom het U my verlaat? En later vanuit daai Psalm kom echo hy Christus se stem, asof Christus ook dan nou hier sing, en die lof van God besing. Wonder hoe sal dit klink? En hoe het dit geklink toe Jesus gesing het op aarde? Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders wat God my gegee het. So die eerste beskrywing, ek sal altyd op hom vertrou. Onthou jy Jesus se laaste woorde aan die kruis? In U hande gee ek my gees oor. 'n Groot daad van vertroue. En dan die volgende sin van die Hebreërs skrywer is 'n aanhaling uit Jesaja 8 uit. En Jesaja se tydgenote het ook so verstaan dat die kinders van daardie tyd het ook iets kom vertel van wie God is. En een van die name wat in daai tyd uitgeroep is dat God Immanuel is. So by name die stemme van die kinders, hoor ons God met ons. Wanneer Christus gebore word, is hy die een met ons. Weer eens 'n vaderbeeld, die kinders wat U vir my gegee het, kinders wat 'n boodskap bring. En nou is die boodskap Immanuel. Vers 14, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dis belangrik vir die evangelie. Dis belangrik vir jou en my deel van die goeie nuus met hierdie wêreld. Hy moes een van ons word, want hy het in ons plek 'n prys betaal wat ons nie kon betaal nie, sodat ons ewige lewe kon beerwe wat ons nooit sou kon verdien nie. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. So Christus se menswording was ook Christus se missie,
om 'n oorlogsdaad te pleeg wat oorwinning aankondig. Daarom sal Romeine 8 sê, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet, want Christus is, Kolossense 2, die triomfator. En hy het 'n triomfanklike oorwinnaarstog. Daarom is hy die een wat op Sion verskyn. Daarom is hy die ruiter op die wit perd. Daarom is hy die heerser bo alles en almal. En hier ook dan bo die vyand, bo die bose. Jesus die groter as. En as die gelowiges hoor, hy het die mag van die bose gebreek, moet dit hulle help om te kan vasbyt ten tye van teenkanting en die huidige realiteit van die bose teen hulle, soos wat ons vroeër ook in hierdie hoofstuk gesien het. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny was, te bevry. So Jesus bevry die vrees van die dood, en hy bevry die slawerny. Wat is slawerny? Wel, Romeine 6 noem dit, die slawerny van die sonde. Dat jy vry is, dat jy dood is vir die sonde, maar kan lewe vir God. Vers 16, dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gegaan het nie, maar om die nageslag van Abraham. En hier trek weer die skrywer van die Hebreërs op 'n meesterlike manier 'n paar beelde bymekaar. Die beeld van die Vader, die beeld van die offer en die beeld van Abraham. En met Abraham hoor ek en jy al klaar weer, 'n vader wat sy seun moes offer. En ons weet mos wat daar gebeur het, want God het sy offerlam voorsien. En wat gebeur in Christus? Die Vader wat sy seun op 'n koppie moes offer. As 'n goeie lyn, en jy sou kon sien in ons Genesis Bybelskool, tussen die plek waar Isak geoffer sou word, en die plek waar Christus geoffer is, in boetedoening van ons sonde. Vers 17, daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word. Hier's weer eens herhaling in die belangrikheid van Christus se menswording, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kan wees, om die sondes van die volk te voorsien. So Jesus is nie net 'n leidsman na die saligheid toe nie, hy is die hoëpriester wat die prys betaal. Jesus, groter as die hoëpriester. Omdat hy self versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Weereens hou die oog op Christus. En die mooi hiervan is, vanuit hoofstuk 2 is daar hierdie elemente van lyding, van swaar kry, van Jesus se menswording, van deel word, wat die Hebreërskrywer konstant en gereeld hier in die gedagtes en harte van die lesers laat ontvlam, om weer net vir hulle te sê, onthou Christus, onthou Christus, onthou Christus. Daarom sou die vroeë gelowige sê, dis vir my 'n eer en 'n voorreg om vir Christus te ly. Om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. Om te sterwe is om by hom te wees, want ek stap agter hom aan, daarom Filippense 1, Paulus se belangrike woorde, vers 20, 21. Maar om met daai perspektief te leef, beteken om anders te kyk na ons huidige lewe. Daarom sal John Wesley sê, dat gelowiges weet hoe om, hy sê, we die well. Ons weet, wanneer ons gaan sterf, dan sterf ons met hoop, nie as mense sonder hoop nie. Nie as mense wat net vol verlange is om te bly lewe in hierdie aarde nie, maar eerder wat 'n toekomsperspektief het op 'n ewige heerlikheid, omdat ons vir Christus leef. Maar terwyl ons hier leef, en dis die punt van die Hebreërbrief, kom ons volhard, kom ons byt vas, kom ons bind mekaar sodat niemand verlore gaan nie, mekaar aan hom en aan mekaar. Tjoe, dis so baie. Mag jou studie verder ook van hierdie hoofstuk vir jou soveel seën inbring as wat dit konstant vir my doen as ek hieroor dink. Dankie Here Jesus. Dankie. Dankie vir hierdie oomblik. Leidsman, hoëpriester, seun van die Vader wat ons u broers noem. Die een wat ons lei, die een wat medelee met ons het, die een wat verstaan. Here, daar is geen storie van enige godsdienst of enige verhaal in die geskiedenis wat vertel van God wat mens geword het. So volledig met ons medelee gehad het, dat hy in ons plek 'n prys betaal het wat ons nie kon nie. Daar's geen ander manier, Here Jesus, waar ons bewus kan wees, so bewus kan wees van God se liefde vir ons, as deur die kruis en deur u offer nie. Daarom bid ek dat u liefde ons so sal aangryp vandag, dat ongeag waar ons sit op ons lewensreis, ons vandag by u sal hoor, hou jy oë op my, ek is by jou. Dat die stem van Jesaja 8 sal weer klink in ons ore, dis Immanuel, hy is by ons eer u daarvoor in Jesus se naam, amen.